Hallo julle, vandag wil ek weer eens kyk na toepassings van diferensiaalrekene, maar hierdie keer na tempo van verandering probleme. Nou aan die begin toe ons met diferensiaalrekene begin het ons gesê ons doen dit om die helling van funksies te bereken en ook van derde graadse funksies wat nie 'n konstante helling het nie, kan ons die helling in 'n punt bereken. Nou ek wil net kyk wat beteken helling nou weer. En daarvoor het ek vir my twee reguit lyne geteken. Die lyn y is gelyk aan 2 op 3x minus 2 en die lyn y is gelyk aan 2x minus 2. Nou, as jy na die helling van hierdie twee funksies gaan kyk, sal jy sien dat die helling van die funksie f, hulle is in standaardvorm, so die helling gaan net die getalletjie voor die x wees, is 2/3, en die helling van g, wat ook standaardvorm is, gaan net die getalletjie voor x wees, en dit is 2. So jy kan sien dat die helling van g groter is as die helling van f. En dit gaan beteken dat g vinniger styg as f. En jy kan dit duidelik hier sien. Kom ons begin hier van die y-as af, waar ons by y is gelyk aan min 2 is. Hierdie een is definitief 'n bietjie platter as daardie een. So hoe groter die helling is, hoe vinniger styg die grafiek. Nou ek hoop jy kan in die woord vinniger die tempo, want tempo is mos maar hoe vinnig iets gebeur. So eintlik gee die helling vir my die tempo waarteen die y-waardes verander. Hierdie y-waardes verander teen 'n tempo van 2/3 en hierdie y-waardes verander teen 'n tempo van 2 as ek deur 1x beweeg. Om net dit vir jou te probeer verduidelik gou-gou, kom ons vat ons highlighter en daar het ek 1x. So, die f-funksie behoort 2/3 op te gaan. So ek is hier by x of by y is gelyk aan min 2 en as ek 2/3 opgaan, dan is ek weer presies by daardie grafiek en ek kan sien dat ek 2/3 opgegaan het vir een eenheid van x. Ag en eintlik maak dit nie saak waar jy dit doen nie. Ek kan sommer maar hier by x is gelyk aan 3, dan is y gelyk aan 0 en weer eens as ek een eenheid op x beweeg, gaan ek 2/3 in die y-rigting beweeg. So die tempo waarteen die y-waardes verander is 2/3. En vir die grafiek van g, ons vat net 'n ander kleur highlighter, ek gaan op dieselfde punt daar begin en daar het ek weer een eenheid. Maar kyk wat gebeur nou met die y-waardes, dit beweeg 2 eenhede opwaarts, voordat ek weer by die grafiek kom. En dis presies wat die helling is. En weer, jy kan dit by enige plek doen, as jy die x-waarde met 1 eenheid beweeg, gaan die y-waarde 2 eenhede op beweeg. Ja, so die tempo waarteen my y-waardes verander is 2. Die tempo waarteen my y-waardes hier verander is 2/3. So ons sien dus dat ons tempo van verandering kan doen deur na die helling van 'n funksie te kyk. Nou kom ons kyk na 'n derde graadse een. Hier het ek nou 'n funksie f, ek het die punt e daar op die x-as, g hier, ek gaan nie iets met g doen vandag nie. Ek het twee ander punte bygesit, die punt a en die punt b. Nou, wanneer jy by 'n derde graadse funksie is, het jy nie 'n konstante helling nie, soos wat ons by reguit lyn gehad het nie.
So, ons het gepraat van 'n gemiddelde helling, toe ons begin het. En ons het gesê, die gemiddelde helling tussen 2 punte is altyd gelyk aan die lyn wat die 2 punte verbind. Nou kom ons kyk of ek dit hier kan regkry. Ek wil die punt E en die punt A met 'n lyn verbind. En dan kan ek die gemiddelde helling van daardie lyn EA uitwerk. Ekskuus, daar het ek 'n pen. Nog daardie ook uitvee. Die gemiddelde helling van EA sal ons moet sê, dis die y-koördinaat van E minus die y-koördinaat van A, gedeel deur die x-koördinaat van E minus die x-koördinaat van H. So dit gee ook vir my 'n idee, wat gebeur hier tussen E en A. My funksie is besig om te daal, ek het 'n negatiewe helling. Maar dit sê nog nie vir my wat gebeur by 'n punt nie. As ek byvoorbeeld wil weet wat het daar by die punt B gebeur, dan het ek nodig om 'n raaklyn te trek. En die helling van daardie raaklyn gaan die afgeleide in die punt wees. So kom ons sê maar net die helling by B gaan wees die afgeleide in daardie punt. En ek het 'n klein bietjie geskryf omdat dit die x-koördinaat van die punt B is. So ek kan praat van 'n helling in 'n spesifieke punt en dan kan ek daardie helling uitwerk en dit kan dan vir my sê by daardie punt, hoe vinnig of wat is die tempo waarteen die y-waardes verander. Goed, kom ons kyk na 'n voorbeeld. Vir ons voorbeeld sê dit 'n watertank het 'n inlaat en 'n uitlaatpyp wat die diepte van die water reguleer. Die diepte van die water word gegee deur die funksie d van h is gelyk aan 1 plus 4h minus 'n 12de h tot die mag 3, waar d die diepte van die water in meter is en h is die aantal ure na 5 uur. Goed, kom ons kyk net so bietjie na die prentjie. Ek het maar net vir myself 'n tank daar geskets, net om ons nie op te hou tydens die video nie. Maar ek wil graag 'n skets maak waar ek dit wat hulle nou hier vir my gegee het bietjie gaan aandui. So hier het ek my watertank. Kom ons sê die water is op daai hoogte, eintlik diepte op 'n stadium en hy het 'n inlaat wat meer water kan laat inkom en ook 'n uitlaat waar die water kan uitgaan. So, ek het 'n vergelyking, d van h is gelyk aan 1 plus 4h minus 'n 12de h tot die mag 3. So net om nog 'n bietjie te praat oor wat hier gebeur. Jy kan natuurlik sien as hier meer water invloei as wat uitvloei, dan gaan die diepte binne in die tank 'n bietjie skuif, het gaan dieper word. En as hier meer water uitvloei as wat inkom, gaan die diepte 'n bietjie sak. En hierdie vergelyking beheer daardie diepte. Nou, die eerste vraag sê, bepaal die gemiddelde tempo waarteen die diepte van die water verander tussen 6 uur en 7 uur. Nou eerstens, as ek 6 uur het, wat gaan h wees? Want h is my aantal ure na 5 uur. So h gaan 1 wees. En as ek 7 uur het, dan gaan my h 2 wees, want dit is 2 ure na 5 uur. So om die gemiddelde tempo van verandering te bereken, gaan ek nou maar sê my gemiddelde tempo van verandering
verandering. Nou, onthou, ons werk nou met gemiddeld, so dit gaan wees die diepte, kom ons vat maar die 2 eerste, by 2, minus die diepte by 1, gedeel deur die h-waardes wat 2 en 1 is. Nou om die diepte van 2 uit te werk, ek gaan dit maar hier een kan doen, die diepte by 2 gaan vir my gee 1 plus 4 maal 2 minus 'n 12de maal 2 tot die mag 3 en dit moet ons gou uitwerk met 'n sakrekenaar. En my antwoord is 25 op 3. Ek gaan ook sommer gou uitwerk wat is d van 1, die diepte na 1 uur, sal wees 1 plus, ek vervang daar in die diepteverhouding, dieptevergelyking, hoor nou vir my, minus 'n 12de van 1 tot die mag 3, en weer moet ek maar na my sakrekenaartjie gryp, en hierdie slag kry ek 59 op 12. Goed, kom ons maak vir onsself net 'n bietjie plek. Nou kan ek die gemiddelde tempo van verandering gaan insit. My diepte by 2 ure, of na 2 ure, was 25 op 3, en dan trek ek af, my diepte na 1 uur is 59 op 12, en ek moet dit alles deur die verskille my tyd deel, maar dis maar net 1. So, weer gryp ek my sakrekenaar, en ek gaan gou uitwerk wat 25 op 3 minus 59 op 12 is. En daarvoor kry ek 41 op 12. Julle moet my gerus maar kontroleer. Hierdie is nou my gemiddelde tempo van verandering. Kom ons skryf dit as 'n desimaal met 2 desimale plek, dan is dit 3,42 meter per uur, want die water se diepte verander soveel, en my eenheid vir die tyd is ure. Goed, so dit beteken, omdat ek 'n positiewe antwoord daar gekry het, beteken dit dat tussen 6 uur en 7 uur styg die diepte, want ek het hier 'n positiewe helling, so die diepte styg, wel gemiddeld styg dit. So daar ek begin het en daar waar ek geëindig het, is die eindpunt hoër. Goed, kom ons kyk na vraag B. Vraag B sê, voor ek na vraag B kyk, gaan ek skoonmaak. Kom ons hou die D van H daar. Ons kan nou maar vraag A wegskuif, en ek kan daar ook uitvee. Goed, A moet ons wegskuif, en B bring ek in. Sy, bepaal die tempo waarteen die diepte van die water verander om 10 uur. Nou eers moet ek weer uitwerk 10 uur. Wat gaan my waarde vir H wees? H is die tyd na 5 uur, so H gaan 5 wees. Nou, ek wil nou weet, die tempo waarteen die diepte van die water verander op daai spesifieke plek. So, dis nie weer gemiddelde helling wat ek kan bereken nie, ek moet nou die helling in daardie punt bereken. So, ek wil eintlik die afgeleide in die punt 5 bereken, omdat H 5 sal wees. Nou, die afgeleide funksie, afgeleide van 1 is 0, van 4H is 4, en as my 3 vorentoe kom, dan gaan ek 'n kwart H kwadraat kry. So daar is my afgeleide funksie, en dan in die plek H gelyk aan 5, kry ek dus 5 kwadraat,
En dit gaan ek nou maar net weer met my rekenaartjie uitwerk. En ek kry minus 9 op 4, wat minus 2,25 is, en weer is die tempo waarteen ek verander, en die diepte verander in meter, en die tyd is ure. So dis minus 2,25. En daardie minus, as jy nou dink dat die voorspel vir my, kom ek kry net so 'n laserpoint hier, die afgeleide gee vir my die helling, en ek kry 'n negatiewe helling, so die funksie is dalend. So die diepte word al hoe minder op die tydstip wanneer H5 is. Goed, dan vraag C. Neem die diepte van die water op daardie tydstip toe of af? Nou ja, ek het dit nou net beantwoord. Ek het gesê, dit beweeg af, aangesien ons 'n negatiewe waarde daar kry. Reg, ek gaan weer 'n bietjie skoonmaak, en dan gaan ons na die laaste vraag toe. Kom ons hou daardie. En ons kan uitskuif, ons kan C is nou klaar beantwoord, en B is klaar beantwoord, en ons gaan nou vir D beantwoord. Die vraag sê, teen watter tyd sal die invloei van water dieselfde wees as die uitvloei? So, dink net 'n bietjie as ons weer na ons prentjie kyk, as daar presies dieselfde hoeveelheid invloei wat uitvloei, wat gebeur dan met die diepte? Dit bly presies konstant, en dit sal gebeur wanneer die helling van die diepte, met ander woorde, die afgeleide van die diepte, gelyk aan 0 is, want dan verander, onthou julle, die afgeleide gee vir ons die tempo waarteen die diepte verander. Nou as die diepte glad nie verander nie, is die tempo waarteen dit verander 0. So, ek sien my 4 het daar bietjie verdwyn. 4 minus 'n kwart h² is dan gelyk aan 0. As ek met 4 maal, dan kry ek 16 minus h² is gelyk aan 0. En dan is h plus of min 4, maar ek gaan net na 4 kyk, want ek moet ure bytel om na 5 uur te wees. So h is 4, so watter tyd is dit dan? Dit is wanneer ek 5 uur het, en dan nog 4 ure daar moet bytel, dit gee vir my 9 uur. So dit is wanneer die invloei en die uitvloei presies gelyk is. Net vir interessantheid, daar is nie iets daaroor gevra nie, maar natuurlik daar waar jou afgeleide 0 is, gaan ook wees waar jy 'n maksimumwaarde het. En die maksimumwaarde gaan dus by hierdie tyd wees. Goed, dit is dit vir die vraag.